Goeiedag en baie welkom by hierdie aanlyn diens van Stellenbosch Gemeente. Ons doen hierdie video aanlyn dienste juis in die vakansie en hierdie sal die laaste een van ons aanlyn dienste wees. Volgende week is ons weer terug, soos ouer gewoonte, in die saal met 'n fisiese diens en julle is baie welkom om daar saam met ons te kom aanbid. Dalk net so 'n klein disclaimertjie om te sê dat ek neem hierdie preek nou 2-3 weke voordat julle hom sien al op. So indien daar weer enige groot wêreldgebeure plaasvind en ek noem dit nie eers vandag nie, is bloot omdat ons dit nou al voor opgeneem het. Hopelik is ek vandag ergens in Namibië en besig om baie lekker vakansie te hou. Maar kom ons bid saam voordat ek vandag ietsie met julle deel. Here God, skepper van alles wat goed en wat mooi is, herinner ons vandag weer aan ons menslikheid. Here, aan hoe ons menslikheid mooi en goed is. Ons staan nie net verwonderd oor alles wat U geskep het nie, ons word ook genooi, Here Jesus, om deel te neem aan hierdie herskepingsproses en om daarmee saam ontvang ons dan hierdie gawe van die Sabbat. Here, waar ons tye het en ritmes het waar ons kan stop en kan rus en onsself verlustig in wie U is. Maak ons harte oop om nie net die opdragte te hoor nie, maar om actually die goedheid daarvan in te sien en raak te sien. Here, herstel weer ons vreugde. Amen. So, ons is in 'n lekker tyd van die jaar, dit is die koue tyd, so jy wil langer in die bed bly, jy wil bietjie snoesig wees, dis 'n tyd van rus. Prediker 3 is daai vreeslike bekende stukkie wat sê, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. En die winter is so 'n tyd van rus en van wag, ons wag dat die bome weer bot en ons wag vir die somer om te kom. Die hele aarde het natuurlik ook mos hierdie ritmes, ons het jare wat ritmes is, ons het seisoene, ons het dag en nag, ons het rus en werk, so ons is heeltyd in een of ander ritme. En John Mark Comer het in sy gewoonte wat hy skryf oor die Sabbat, van hierdie rusgewoonte, deel hy in 4 dele op, en ons is nou besig daarmee. Die eerste een was om net te stop, die tweede een is rus, en vandag gesels ek oor die derde een, wat gaan oor hoe om ons te verlustig, of amper genot, en dan is die laaste beweging is aanbid. Maar vandag gesels ons oor verlustig of genot. Wat interessant was, toe ek nou hierdie tema kry om oor te gesels, is dat ek gesukkel het om die regte woord te kry, want Comer se gewoonte is in Engels, en die woord wat hy gebruik is delight. Dit klink sommer net so lig en vriendelik. Nou soek ek 'n Afrikaanse woord, en dit was klaar vir my 'n interessante proses, want nou dink ek geniet, is delight, geniet of genot, maar dit klink so 'n bietjie oppervlakkig, dit klink amper so 'n bietjie wêrelds, is al verkeerd, is amper nie gewyd genoeg nie, of as ek nou sê, ek geniet God, is amper asof ek nie genoeg respek het nie, so die woord verlustig het weer vir my amper gulsig geklink, en dan wonder ek, maar nou ken julle almal daai liedjie, verlustig jou in hom, toe dink ek, nee, ek gaan met verlustig gaan, hy gaan werk. Hoekom vertel ek dit? Hoekom vertel ek hoe ek sukkel om 'n woord te kry wat vir my voel gepas is? En ek dink ek vertel dit, want dit verklap eintlik iets wat baie dieper lê aan hoe ek na God kyk, na hoe my prentjie van God gevorm is. Hoekom sukkel ek om genot of plesier so half aan God toe te ken? Om ons te verlustig is nie hierdie onbeheerste plesier wat ek najaag nie, maar dit is om voluit in die teenwoordigheid te wees van God se goedheid, en om bewus te wees daarvan, om verwonderd en dankbaar te wees daaroor. Die Westminster Shorter Catechism, hulle het hom so opgesom, sy heel eerste vraag, is altyd vir my net so mooi, dit verras my altyd.
Die vraag is, what is the chief end of man? En dan is die antwoord, man's chief end is to glorify God, en hier is vir my altyd die verrassende deel, and to enjoy him forever. Ek is mal daaroor, maar dit is nie iets wat natuurlik vir my kom of wat ek gereeld dink nie. Maar wat beteken dit? Daar is soveel tekste wat hierdie idee dat ons God kan geniet, dat ons onsself kan verlustig in wie God is. Een van die tekste wat ek sommer vinnig aan dink is 1 Korintiërs 10, wat sê, of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. So wat ek daar lees is so of, hier's wonderlike goed wat ons kan geniet. Ons kan lekker eet en kuier en drink en goed doen, maar ons doen dit tot eer van God. Ons doen dit nie amper tot 'n misdryf, nie, ons doen dit met die regte ingesteldheid. Dan Romeine 11 wat weer sê, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So, al hierdie goed wat ons kan geniet is swaalf deur God vir ons gegee. Jy weet, so om die regte plek te kry vir elke ding. Psalm 37 sê so mooi, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Maar dit is so 'n bietjie van 'n prioriteit ding en ek weet James Smith skryf daaroor in sy boek Design Your Love. Hy sê ons moet ons liefdes vorm. Ons moet besluit maar wat is die goed waarvoor ons lief is. En dan hierso is vir my iets van daai prioriteit, vind jou vreugde in die Here en dan sal al die ander goed gebeur. So iets van 'n prioriteit. Maar ek wil nou teruggaan na my ongemak eers met hoe geniet ek God? En ek het gewonder en ek dink wat is dit wat agter dit lê? En toe aan die een kant dink ek terug aan my kinderdae en ek dink aan Bybelstories wat ons gelees het. Hier's 'n paar stories wat vir my uitgestaan het. Ek hoor die storie waar God Farao se hart verhard. Dan laat hy die Israeliete nie trek nie. Moses kom, hy sê, Farao sê nee. En op die ou end kos dit Farao se oudste seun se lewe. Dan dink ek, wow, maar God het sy hart verhard. Die arme Farao het amper nie 'n kans gehad, dink ek nie. En dan lees ek later hierdie storie van Ananias en Safira, wat 'n stuk grond verkoop en dan sê hulle gee al die wins van die grond vir die kerk of vir die tempel, maar hulle jok, hulle het 'n deel vir hulle self teruggehou, maar dit was hulle geld. En dan val hulle die een na die ander op die plek dood neer. Ek het gedink ons moet dalk daardie storie weer vertel met die volgende finans terugvoer. Dan lees ek stories waar die Israeliete, die volk, 'n ander volk met die banvloek tref, waar mans, vroue, kinders, diere, alles om die lewe gebring word, as 'n opdrag van God. En nou kan julle dink die indruk wat so hierdie stories op my as kind maak, dat ek 'n sekere bepaalde prentjie kry, dat ek sukkel amper om geniet by God te sit, wel respek. Nou, hierdie stories het natuurlik baie meer konteks en 'n mens moet as wat ons noodwendig sal verstaan as ons dit sommer net so lees. En dit is wat hierdie prentjie amper van vrees by my geskep het. En dan sê die Bybel ook ons moet God vrees. Nou daai boksie kan jy aftik. Ek het hom, maar ek dink nie dit was die vrees wat eintlik daar bedoel is nie. Maar geniet God? Dalk eerder versigtig wees vir God, want hy is nie jou maatjie nie. Dit het nogal 'n blywende indruk op my gemaak. Ek het nou nog, wanneer iemand deel van die kinderkerk en 'n leier daar wil word en hulle het bietjie meer 'n vreesgedrewe teologie, dan sê ek is jammer, ons gaan nie ons goed so aanbied nie, want ek wil nie dieselfde skade oordra na ander kinders toe nie. Ek wil hê hulle moet God kan geniet. Nou, ek wonder of jy dalk hoe jy genot of plesier aan God kan koppel.
Wat is dit wat jou prentjie dalk gevorm het? Daar's baie mense wat reken Christendom is veroordelend, want hierdie ou wil sekere goed doen wat teen dit is wat in die Bybel staan, en dan sê hulle nee, maar dit is veroordelend. Ander mense sê weer, maar Jesus, julle is hom eksklusief, jy weet, hierdie een God, en dis nou die regte God, jy weet, hulle voel weer. So ek wonder, wat is die perspektief wat in ons moet skuif, om 'n gesonder prentjie dalk van God te kry? Daar moes baie goed by my skuif. Nou, oor jare se lees en se herontdek, en daai stories beter verstaan, en verstaan wat daar gebeur het, en hoekom wie wat gesê het, kan ek nou met baie groot vrymoedigheid sê dat ek glo met my hele hart dat God ons nie vanuit vrees beweeg nie. Dit is nie ons motivering nie. En ek kan baie duideliker raak sien hierdie beautiful ding wat God doen. Hy hou gelyktydig genadigheid vas en geregtigheid. Hy kry dit reg. Hy kan barmhartigheid en regverdigheid gelyktydig vashou. Daar's hierdie vreeslike mooi storie wat eintlik dit vir my so wys. Moses kom van die berg af, die volk het die goue kalf gemaak, die tablette is stukkend gegooi, hy gaan weer op, nou moet hy weer met God gaan praat. Kan jy dink, rooi gesig, het ek nou net hierdie opdrag gekry, net om onder te kom en te sien, ons is reeds besig om alles te breek. En dan, met die tweede keer as God dit weer skryf, dan sê God, hier is wie ek is. Hier is my karakter. En dan lees ons in Eksodus 34 waar hy sê, ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Hy is nou net verontagsaam, maar dit is die woorde wat God kies om homself mee te verduidelik. Hoe beautiful is dit? Dit is glad nie hierdie kwaai, ek gaan jou straf en op jou neerkom nie. Hoor hoe mooi is dit in Engels, ek wil dit graag in Engels ook vir julle lees. The Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion and sin. Dit is 'n ander prentjie van God. Dit is 'n baie meer empatiese, barmhartige prentjie van wie God is. Maar dit is steeds absoluut regverdig en die volle waarheid. Dit kan die volle gewig van wie God is dra. So, ek het gesukkel met die woord aan die een kant as gevolg van stories en my kinderdae, maar aan die ander kant, en dit is waarby ek eintlik wil uitkom, is bloot die ritme van die lewe. Bloot die manier hoe ons begin leef het. Ons leef in 'n wêreld waar daar baie oorlog en onreg en angs en verslawings aan die nuus, vergelykings, ons vergelyk mekaar en onsself heeltyd op sosiale media. Ons volg nie naastenby die gesonde ritmes en die gewoontes wat God vir ons gegee het nie. Ons skakel nie af nie. Daar's soveel wetenskap om hierdie te staaf, om te sê hoe sleg dit vir ons is, dat ons so aanhou werk. Daar's studies wat wys dat die ou wat 50 ure 'n week werk en die ou wat 70 ure 'n week werk, is eintlik maar ewe produktief. Dis nie asof jy meer gedoen kry in jou 20 ekstra ure nie. Ons het in 'n ongesonde spasie beland waar ons amper ons waarde probeer meet aan hoeveel ek kan doen of hoe lank ek kan werk. Dit is so jammer, want dit is so sleg vir ons. Ons het 'n verstelling nodig, nie God nie. God is okay. Hy is reg, sy karakter kan net so bly, maar ons moet dalk 'n ding anders doen. Tim Keller sê so mooi, hy sê, because the world is full of ugly things, we need the Sabbath to feed our soul with beauty. So kom ons probeer iets hiervan herontdek. Ek wil hê elke liewe persoon moet hom kan verlustig in wie God is. En daarvoor kom ons gaan terug na die heel eerste Sabbat toe. So ons lees in Genesis 1 en 2, daar so op die oorgang tussen die twee, lees ons die volgende. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die 6ste dag. Die hemel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop. Op die 7de dag was God klaar met die skepingswerk, en het hy gerus, gesabbat.
na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus of gesabbat na al die skepingswerk wat hy gedoen het. God kyk na hierdie skepingswerk, hy sien, dit is baie goed. En die Hebreëse woord hier vir goed is ook tav, wat ook vertaal kan word as mooi of aangenaam. So die Sabbat nooi ons om weer stil te staan en te kyk na alles wat goed en mooi is, en om ons dan daarin te verlustig. So wanneer God hier rus, dis nie dat hy uitgeput is, of moeg is van sy werk, of hy val nou kapletter neer, want hy het hom oorwerk nie. Nie eers naastenby nie. Dis eerder 'n tevrede terugkyk op iets wat jy gedoen het. So verbeel jou, jy het hard en lank aan 'n projek gewerk, en hier is dit nou voltooi, en jy besef, ons het nou net iets merkwaardig reg gekry. Daai gevoel, daai terugkyk van, yes! Ek dink, dalk een van die oomblikke waar ek daai gevoel die beste kan beskryf, is tydens die vorige wêreldbeker met die Springbokke, en elke wedstryd is ons almal op die punte van ons sitplekke, en ons is angstig, en ons is soos, gaan ons dit maak, en op die ou end kry Suid-Afrika reg, wat niemand nog ooit reg gekry het nie, en dis daai, yes! Ons is so verlig en trots en bly, en almal is sommer vriende, maak nie saak waaroor ons verskil het nie, jy kan weer asemhaal. Dit is hoe Sabbat voel, daai terugkyk, en soos, yes! Iets wat my nogal so laat voel, ek het nou 'n bietjie oor wetenskap gepraat, nog 'n wetenskaplike tipe ding wat my net altyd verstom, hier is soveel sulke tipe voorbeelde, is die afstand van die aarde na die son toe. As ek die son, julle kan dalk dit met julle kinders doen vandag na die preek, gaan haal 'n sokkerbal uit. As jy die sokkerbal hier neersit en jy sê, kom ons speel, die sokkerbal is die son, dan moet ek 7,5 meter verder 'n koppiespeld gaan insit. Dit is die aarde. Goed, dit is klaar ongelooflik dat daai balletjie genoeg energie gee om oor so afstand lewe op die aarde te kan moontlik maak. Nou, as ons daai koppiespeld, een koppiespeld wyte nader of verder skuif, sal daar nie lewe moontlik wees nie. Dit is so presies is ons geplaas. Nou is daai koppiespeld getild. Net daai skuif maak winter en somer. Is dit nie net merkwaardig nie? So wanneer ons hierdie goedheid van God begin raak sien, as ons begin raak sien hoe ongelooflik God als gemaak het, dan beweeg dit ons van hierdie skuldgedrewe diens, dalk hierdie judgmental tipe geloof, na 'n vrymoedige vreugde. Dat soos, God is ongelooflik. Ek verlustig my regtig in wie hy is, en wat hy doen hier, en hoe goed werk. Vreugde is 'n universele taal. Hulle het in 'n studie gekyk, mense van verskillende kultuurgroepe, as die atleet oor die wenstreep gaan, gooi almal hulle hande in die lug. Dis so in ons ingebou. Dis deel van wie ons is. Dink dalk aan jou eie oomblikke van diep genot. Wat is dit wat jy, ek wil die Engels woord treasure, dalk daai warm bakkie sop of 'n breedie op 'n koue reendag, net te sê, dit is net so goed. Of dalk lekker lag saam met vriende, waar jy net uitbundig lag. Of as jy kinders dophou wat speel, en hulle is in daai verbeelding wêreld, en jy sien, nou is hulle so engaged, hulle is so daar. Hierdie liggaamlike reaksies is ook geestelik. En dit is die liggaam en die siel wat saam kom vier op 'n Sabbat. Kan ek raak sien dat al hierdie goed, al hierdie mense wat vir mekaar lief is, mense wat saam eet, mense wat tyd saam spandeer, wanneer ons lag, die sonsopkoms of ondergangs, kan ek sien dat dit God se handewerk is. Besef ek dit, raak ek opgewonde dat hy ons skepper is. Psalm 122 sê dit net so goed. Ek het my verbly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here. Sof ek wil na die Here toe gaan, ek wil met hom praat, ek wil vir hom dankie sê.
Ek raak opgewonde net oor wie hy is en hoe hy is. Hoe kan ons ons lewensritme aanpas, dat ons hierdie nooit vergeet nie? Dat ons altyd ingeskakel bly op waarmee God besig is. O wag, God het dit klaar gedoen. Hy het vir ons klaar so ritme gegee. Dis die Sabbat. Dis deel van ons ontwerp. Onthou julle die 4de gebod? Mense raak so vies daaroor, ja, maar ons moet nou nie wetties raak nie. Dit is nie wetties nie, dit is goed vir ons. Dit is goed vir ons om net te gaan sê, nou gaan ek eers celebrate. Nou gaan ek my verlustig in al die goedheid wat God vir my gee. So Sabbat is nie net 'n rusdag nie, dis 'n feesdag. Dit is 'n ritme van vreugde. Die moeilike goed van die lewe kom sommer van self. Jy hoef nie vreeslik moeite te doen nie. Dit gaan sommer oor jou pad kom. Maar die vreugde en die seën kom nie noodwendig van self nie. Ons moet dit partykeer initieer. Ons is partykeer die mense wat dit vir iemand anders kan bring. Ons moet seën soos wat God seën. Die Hebreëse woord vir seën is barak, wat beteken om gelukkig te maak. Dan Allender skryf in sy boek Sabbath, dit is die dag waarop ons eet en speel en dans en lag en sing en bid en lief hê en God se goedheid geniet. Die teks in Filippense 4 vers 4, julle ken dit so goed, daai liedjie, verbly julle altyd in die Here. Ek sê weer, verbly julle. Ons het soveel om ons oor te verlustig. Ons het soveel om oor bly te wees. As jy eers begin staan jy verstom oor hoe jy net kan aanhou, hoe meer goed jy begin raak sien. So kom ons raak net baie prakties. Hoe kan ons dit doen? Hoe kan ons vandag hier van hierdie preek af weggaan en sê, maar nou, so ek moet nou die preek stop, dat julle dit kan gaan doen, maar die heel eerste ding is, beweeg stadiger. Ons moet stadiger beweeg. Hou op jaag. Daar's 'n ongelooflike genade in 'n lankmoedigheid, wanneer ons stadiger, meer waarderend elke situasie benader. Eet stadiger. Lê langer. Gaan stap stadig. Dis nie 'n oefensessie nie. Gun jouself net tyd. Oop tyd. Tweede deel. Gaan stel grense. Jy gaan verras wees oor hoeveel goed hierdie Sabbat, hierdie rus, hierdie heiligheid wil betree. Stel grense. Nie omdat jy wetties weer eens wil raak nie, maar omdat die altyd aan kultuur dit van jou gaan vra, hy druk in op jou spasie. Maak die grens duidelik, sê nee. Dit is my, hierdie is nie my, dit beperk my nie, dit bevry my. Skakel af. Jy is meer as wat jy doen. Dis presies dieselfde leuen wat die Israeliete in Egipte geglo het. Jy is werd die hoeveelheid bakstene wat jy kon maak. En God moes hulle vir 40 jaar in die woestyn die reset knoppie druk om te sê nee. Jy vat 'n rusdag, jy is nie net werd wat jy kan doen nie. Jy is nie net gelyk in jou produksie nie. Die derde deel, oefen dankbaarheid. So of gaan tel die goeie dinge, soos wat ek nou gedoen het met die son en die aarde of die kos of die mense wat lag. Gaan stel jouself in op waarvoor kan ek dankbaar wees. In 'n wêreld van scarcity is hierdie nogal 'n gewigtige oefening. En dan sal die vierde een, hou 'n Sabbat maaltyd. Gaan dek 'n tafel. Laat dit 'n heilige, feestelike oomblik wees. Dit is die tyd waar ons celebrate. Sit jou foon af, steek 'n kers aan, maak spesiale kos. Dan Mark Comer vertel van 'n speletjie wat hulle speel. Hy sê, die speletjie werk so, jy sit om die tafel en sê, dit sou genoeg wees as ons vandag net 'n vars brood en water gehad het. Maar ons het hoender en groente en 'n slaai en wyn. En dan sê iemand anders, dit sou genoeg wees as ek vandag alleen net genoeg gehad het om te eet, maar vandag sit ek hier saam met my vrou en my kinders en my vriende en dit sou genoeg wees as ons sommer net ergens
onder 'n boom sit, maar hier sit ons in 'n tuin, en hier's blomme, en voëls, en hoor julle wat gebeur? Dit sou genoeg wees, maar sien die oorvloed raak, sien die goedheid van God raak. Wanneer laas is jy verwonderd? Verwondering bring jou hart terug na die eenvoudige goed en na die speelsheid van die lewe en na hierdie kinderlike vreugde. Alles dinge wat Jesus self ook beliggaam het. Die gevaar is dat ons hierdie bederfdag weer net op onsself kan keer, dat ons begin dink, maar dit gaan net oor my. Dit is hierdie verbruikersmentaliteit wat ons so gereeld wil insluk. Maar kom ons hou aan fokus dat God die bron van alle vreugde is en dat dit God is wat ons vier wanneer ons so lekker by mekaar kuier en saam is. En dan as 'n laaste teks lees ek Johannes 15 wat sê, hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat my vreugde in julle kan wees en julle vreugde volkome kan wees. Hierdie goeie nuus van wie God is en wat hy vir ons kom doen het en hoe hy ons deel maak van die seën in hierdie wêreld is waarlik iets om jou oor te verlustig. Kom ons sluit vir ons af met 'n gebed. Here, leer my weer hoe om U te geniet. Open my oë vir U goedheid, my hart vir U vreugde en my lewe vir U teenwoordigheid. Ek wil U sien, Here, nie net as 'n regter nie, maar as die bron van alles wat goed is. Laat die Sabbat my siel voed met wat mooi en waar is. Amen. Vriende, ek seën julle vandag, mag die liefde van die Vader jou oorweldig. Mag die genade van sy Seun Jesus Christus jou verras, en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees jou laat sien hoe jy jou kan verlustig in God se goedheid. Amen. Gaan dek 'n mooi tafel, gaan spandeer tyd saam met jou mense. Ons sien julle volgende week by die fisiese diens. Lekker dag, dankie dat julle hier was. Totsiens.